En Here, weet ons vanoggend kan ons bely, He's more than enough. Here, U is vanoggend meer as genoeg. Here, wie is daar vanoggend soos U? Here, as ons vir U vanoggend nodig het, Here, dan het ons niks anders nodig nie. En Here, vanoggend wil ons bid en ons wil vra, Here, dat U hierdie diens met ons sal wees. Here, dat die woord wat vanoggend uitgaan op vrugbare grond sal val. Here, dat dit sal saad skiet, sal opkom. En Here, dat dit sal vrug dra. Here, U ken elke hart vanoggend, Here, U ken elke behoefte vanoggend, Here, U weet wat vanoggend nodig is in elke huishouding. En Here, vanoggend wil ons bid en ons wil vra, Here, dat U vanoggend elkeen kom ontmoet. Dat U vanoggend, Here, vir ons die antwoord sal wees. Here, dat ons vanoggend ons vertroosting en ons bemoediging en ons krag in U sal vind. Want Here, U woord sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, want ek gee rus. Here, laat ons vanoggend ons las by U voete neerlê. Here, en met U rus hier uitstap. Here, dit is vanoggend ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dankie daarvoor. Amen. Ek kan die sitplekke inneem. So ons het verlede week het ons begin met so 'n mini-reeks, so 'n 2-deel reeks. Dit is so wat se Ons het verlede week begin met so 'n 2-deel reeks. Ons het begin met hierdie reeks. Hoe weet jy dat jy besig is om deur 'n geestelike aanval te gaan? Hoe weet jy die vyand is besig om jou geestelik aan te val? Hoe weet ek dat die vyand besig is met my? Hoe weet ek dat hy besig is om my geestelik aan te val? In verlede week het ons 'n bietjie gesels oor jou gedagteswêreld. Net gou so vinnig ter opsomming. Jou gedagteswêreld het ons verlede week gesê is die magtigste wapen wat die vyand teen jou gebruik, want is daar waar alles begin. Daar as hy jou daar oorwin het hy jou werklik oorwin. As hy in jou gedagteswêreld ondergekry het, dan het jy moeilikheid. Want alles begin hierso. Selfs die woord sê, let op na dit wat in jou hart aangaan, want daaruit kom die oorsprong van die lewe. En as hy praat van die hart, beteken hy van hier binne, maar ook hier binne. Dit wat tussen ons ore aangaan, dit wat in ons hart aangaan, dit wat net hier aangaan, dit wat in ons kop aangaan. So ons het verlede week ons 'n bietjie gesels, en ons het verlede week gesê dat die vyand kom en hy kom plant leuns in ons gedagteswêreld, leuns van jy's nie goed genoeg nie, hy kom lieg vir jou, hy's 'n mensemoordenaar, hy's 'n leienaar, niks wat hy daar plant kan die waarheid wees nie. Maar God sê in sy woord dat hy nie 'n mens is dat hy kan lieg nie. God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie. So hoe staan ons die leuns van die vyand in ons gedagteswêreld teen? Wil jy kyk of jy my kan red asseblief? Hoe staan ons die leuns van die vyand in ons gedagteswêreld teen met die waarheid van God se woord? En dan ons verder gaan ons 'n bietjie gesels oor daai wat jy so wat skuldig voel oor dit wat verby is. Hy kla jou aan. Terwyl die Here sê, ek verwyder dit van jou so ver soos die ooste van die weste. Dis die waarheid van God se woord. Terwyl die vyand kom en hy sê vir jou, en hy kom kla jou en hy sê, onthou jy dit, jy's nie goed genoeg nie, onthou jy daai wat jy gedoen het. Jy's nie goed genoeg in God se oë nie, die Here sê vir jou, ek verwyder dit van jou so ver soos die ooste van die weste. En dan is 'n bietjie verder gegaan en ons gesê dat, hy kom en hy sê vir ons, jy beteken niks, jy sal niks bereik nie. Jy's nie goed genoeg nie. Hy kraak jou af, terwyl die Here vir jou sê, jy's meer as 'n oorwinnaar, deur Christus Jesus wat jy die krag gee. Terwyl Christus vir jou sê, dat die wat op hom wag, kry nuwe krag. Terwyl die woord van God vir jou sê, dat vir die wat die Here lief het, dan sê ons, okay, ek gaan hom nou uitsorteer. Ek dink ek weet wat nou daar aangaan. Okay, thank you. Goed. So dis waaroor ons verlede week gesels het. Ek moet gou vinnig daar na my nuwe slide toe gaan, as jy my net so oomblik wil verskoon. Ekskuus, ek net gou vinnig so split sekonde. Okay, daar's hy. Daar wil gebeur. Ekskuus. Okay, goed. So vandag gesels ons 'n bietjie verder. Maar voordat ons vandag verder gesels, wil ek nog vir julle na die teksgedeelte vat. Onthou julle vir Job, right? Julle onthou vir Job, die storie van Job, arme Job. Ok,
so, net gou so vinnig, ek wil nie, nou, baie, ek wil nie alles lees nie, want dan raak het vreeslik lank en ek meen, dan het ons omtrent die hele boek lees, en dit sal julle nie baie hastig is nie, maar, ja, so kom ons af vir julle nie highlights gee, dan hier en daar, en dan asseblief gaan lees op by die huis, gaan lees op by die huis, alright, asseblief gaan lees op by die huis. So, ek gaan vir julle die highlights gee, en ek gaan vir julle tekstvers hier so lees in die begin van Job. Julle onthou vir Job, gaan vanaf so agtergrond. Job was 'n godvreesende man. Ek weet nie, kan julle daar sien? Ja. Ek gaan hier moet lees. Ek kan nie daar sien nie. Okay, so ek lees hier 53 vertaling. Jy kan daar bo kyk, wie van julle het julle Bybels hierso? Waar is julle Bybels? Daar's hy, lees hom in jou Bybel. Goed, Job 1. Job is in die Ou Testament. Ons gaan na Job 1 toe. Goed, kom ons gaan na Job 1 toe. Job 1 van vers 1, het jy hom sê al in as jy met? Great, die gaan ons. 53 vertaling, Job 1 van vers 1. Daar was 'n man in die land Us, wie se naam Job was, en die man was vroom en opreg, en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Maak 'n nota daar. Maak so 'n notaatjie daar. Soms jou kop nota. Ons gaan terugkom na daai ene toe. Daar's 'n rede, ons kom terug na hom toe. Goed. En vir hom is daar 7 seuns en 3 dogters gebore. Daarbey was sy besitting 7000 stuks kleinvee en 3000 kamele en 500 paar beeste en 500 eselinne en 'n groot menigte slawe, sodat die man ryker was as al die kinders van die ooste. Vers 4. En sy seuns was gewoon om 'n maaltyd aan te rig in die huis van elkeen op sy dag. Dan stuur hulle en nooi hulle 3 susters om saam met hulle te eet en te drink. En elke keer as die dag van die maaltye om was, het Job gestuur en hulle geheilig. Dan maak Job die môre vroeg klaar en bring brandoffers vir elkeen van hulle, want Job het gedink, miskien het my kinders gesondig en God in hulle harte geseën. Ons kom 'n bietjie gesels oor daai ding. So het Job altyd gedoen. En op 'n dag toe die seuns van God, kom staan gou vinnig daar by vers 5 stil. Ons gaan nou verder lees. Goed, so as ons kyk na hierdie teksgedeelte. Right, so julle ken die storie van Job, julle ken van al sy droewigheid en alles wat oorgekom het. Hierdie vers 1 tot 5. Hierin sien ons dat Job opreg was. Hy was 'n godvreesende, opregte man. En as ons praat van godvrees, praat ons van, hy het 'n heilige ontzag gehad vir God. Hy het uit sy pad uitgegaan om die Here, om lewe te lewe wat welbehaaglik is vir die aangesig van God. So hierdeur op grond van vers 1 tot 5, kan ons dus aflei dat dit wat hom oorgekom het, nie 'n gevolg was van 'n sondige lewe of enigiets. So, daar kan ons vasstel dat sy lewe was welbehaaglik voor die aangesig van God. God het 'n welbehaag gehad in Job. Kom ons gaan 'n bietjie verder, vers 6. 'n nuwe bevestiging. Vers 6. Op 'n dag toe die seuns van God kom en hulle voor die Here stel, het die Satan ook onder hulle, kom ons staan vinnig verstaan. Daai seuns van God, julle sal sien, is 'n klein lettertjie. Daai praat hy van die hemelskare, soos die engele en al daai. So daar almal voor God kom staan. En hierdie Satan ook onder hulle gekom. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde wat ek deur kruis het. Kom staan vinnig staan. Julle onthou die dag toe die duiwel uit die hemel uitgeskop is, waartoe is hy afgeskop? Aarde toe. Goed, so dis waar hy geswerf het, hier op die aarde. So, wat sê die woord verder? Hy loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Waar loop hy rond? Onder ons, tussen ons, op die aarde. Dis waar hy is. Goed, vers 7. Toe vra die Here vir Satan, vers 8. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Hoor God se opinie oor Job. Hoor gegaan. Hierdie kom uit God se mond uit. Hoor God se opinie oor Job, as jy verdere bevestiging nodig het. En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. Wow, imagine, die Here sê dit eendag van jou.
Hoe amazing moet dit wees? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Vers 9. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Ek gaan net so 'n bietjie van, ekskuus, ons staan daar stop. Sorry man. Goed, beskik nie. Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Vers 11. Maar strek net die hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. So hierso insinueer die vyand dat die enigste rede hoekom Job getrou is aan God is omdat God hom seën. Hier insinueer die vyand dat die oomblik wanneer God se seën van Job afgaan, of die oomblik wanneer dit nie meer goed gaan met Job nie, kom ons sê dit so, die oomblik wanneer hy sy besittings verloor, die oomblik wanneer die lewe hom 'n bietjie druk, gaan hy sy rug op God draai. Dit is die insinuasie wat die vyand maak teenoor God. Goed. Vers 12. Daarop sê die Here aan Satan, kyk, alles wat hy het is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here en op 'n dag, dan gaan ons verder en ek wil eintlik net tot daar kom. Goed, die res wil ek julle net so vinnig 'n shorthand version gee. So daar kry julle nou die idee van, hierdie is God se opinie oor Job. So dan was al die verlede was al mense dit gesê, ja nee, maar dalk het hy nou gesondig en wat. Hierso vind ons bevestiging dat Job vroom en opreg was in die oë van God. God se opinie rondom Job was, hy's vroom en opreg en Godvreesend en daar is niemand op hierdie aarde soos hy nie. Goed. En dit is op die eind van die dag wat gemaak het dat die vyand vir Job geteken het. Is die vyand se jaloesie teenoor die visie en die opinie en die persepsie wat God gehad het van Job, hoe God vir Job gesien het. Hierdie was gemaak, dit is wat gemaak het, dat die vyand 'n teken op Job se rug gevaar het, want Job was 'n vroom en opregte kind van God, wat Godvreesend was en alles te gedoen het. En dit het die vyand dwars in die krop gesteek. En so kom die vyand voor God en hy vra vir die Here, en hy sê vir God, ja nee, maar as dit nie met hom goed gaan nie, gaan hy in die gesig vervloek. Die Here sê vir hom, goed, doen soos jy gaan toets hom. Die Here sê, jy het my toestemming, maar aan homself mag jy jou hand nie slaan nie. Wat leer ons hieruit? In die eerste plek, die vyand kan ook nie maak wat hy wil nie, né? Hy kan tot op 'n punt. And that's it. God bly in beheer. Algehele beheer in ons lewens. Goed, soos ons so 'n bietjie fast forward. Die vyand gaan en hy, Job verloor alles. Al sy besittings. Letterlik, Job was 'n ryk man. Daai jare het jy nie 'n bankrekening gehad wat jou rykdom vir jou wys nie. Daai jare was rykdom gemeet aan dit wat jy het, jou vee wat jy gehad het, jou kinders en die slawe wat jy gehad het, so bokke, skape. Daai was, en hierdie ou was, Job was wel af, maar Job was van die rykstes gewees wat daar was. En die vyand val hom aan en Job verloor alles. Die laaste ding, hy verloor letterlik alles. Heel eerstens is dit sy besittings. Tweedens is dit sy kinders. Job verloor sy kinders sterf af in 'n Frans ongeluk. Job verloor sy kinders. En elke keer, na elke aanval, bly Job getrou teenoor God. Job bly naby aan God. Job se hart is steeds op God gerig na elke ding. Nadat hy sy besittings verloor het, nadat hy sy kinders verloor het, hy bly getrou aan God. So, gaan die vyand terug na die Here toe en hy sê, ja nee, maar as een sy liggaam en sy gesondheid vat, kom ons, dan die oomblik as hy sy gesondheid verloor, die oomblik as hy sieklik raak, die oomblik as hy sy liggaam vat, dan gaan sy kop swaai. Nee, dis okay. Maar aan sy lewe mag jy jou hand nie slaan nie. So gaan die vyand en hy val vir Job verder aan.
En Job se liggaam breek uit in sere. En selfs, en dis die shorthand version, so gaan lees jy dit, selfs in dit, vervloek Job steeds die God, en dat selfs sy vrou by hom kom en vir hom sê, vervloek God en sterf. En dat hy op 'n plek sit en vir hom sê, nee, wat ek het, behoort aan God. En Job maak hierdie uitlating en hy sê, die Here het gegee en die Here het geneem. Hy sê, wat ek het, is deur God aan my gegee. Wie is ek om God te vervloek? So dis die shorthand version van Job, right? Nou kom ons bring dit gou vinnig terug na vandag toe. In ons hedendaagse lewe waar ons vandag sit, is ek en jy steeds nie gevrywaar van die aanvalle van die duiwel nie. Ons is nie gevrywaar van die aanvalle van Satan nie. Ons is nie gevrywaar van geestelike aanvalle nie. Ek en jy is nie gevrywaar nie. As jy 'n kind van God is daar 'n spreekwoordelike teken op jou rug. Hoekom? Want die vyand is nie tevrede met jou nie, en as jy 'n wonderlike lewe sonder enige aanvalle, dan maak jy my bekommerd. Want jy kan nie God tevrede stel en die duiwel tevrede stel op dieselfde tyd nie. So ons almal gaan iewers deur die loop van ons lewens deur geestelike aanvalle. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Hoe lyk geestelike aanvalle in ons hedendaagse lewe? Baie dieselfde as wat gelyk het vir Job. Wie van julle nou, en ek weet nou nie, ek dink julle sal miskien nou, ek hoop nie dis net ek wat dit daarvoor nie. Het jy agtergekom? Alles gaan goed en alles gaan geseënd en dit voel of dit gaan net goed en ons 'n goeie vooruitsig en dinge lyk mooi en dinge gaan goed. En net voor jy jou oë uitvee, dan voel dit of jou moeilikheid nie uitgekry. Dis die een ding op die ander, right? Het julle dit al so ervaar? Dit is die een ding op die ander. En mense sê dikwels, moeilikheid is dit wat? Kom in 3 of in 5? Wat sê hulle? 3. Okay, great. Ek is bly julle sin kom in 3. Myne kom gewoonlik so in 5 na 10 na 12 ek weet nie, myne nou nie op. Maar nou. Hulle sê moeilikheid kom in 3, right? Ek kan stry, myne hou nooit op na 3 nie. Gewoonlik hierso so by 7, 8, ek meen baie keer 'n bietjie meer, dan lyk dit of daar lig aan die einde van die tonnelskyf. So moeilikheid, ek meen as die een ding na die ander, die een ding, dis nooit net die een ding. Ek meen as dit net die een ding is, dan is dit maklik. Right, is dit nie? As dit net daai een dingetjie is, dan staan ek op en ek gaan aan. Maar dit is nooit net daai een dingetjie nie. En jy agterkom as die een ding gebeur, dan is daar 'n hele sequence van goed wat gebeur. En dan is dit asof dis nag. En dan vind jy mense wat sê, my moeilikheid kry nie einde nie. Of die volgende, Here, wat het ek gedoen om dit te verdien? Wat het ek nou weer gesondig? Kom ons gaan pas voorgaan terug na Job toe. So kom Job het 3 vriende gehad. Goed. En in sy ongeluk, in sy diep donker gat, kom sy vriende na hom toe en elkeen kom met 'n ander idee. Hy sê, en elkeen van hulle kom met die volgende, ja nee, maar jy nie dalk dit en dit en dit gedoen. Hy sê, Job, nee, ek het nie. As ek het gedoen het, het ek bely, ek het nie. En die volgende, as jy seker jy het nie, en op die eind van die dag maak die vriende die volgende voltrek en hulle sê, maar dis mos onmoontlik dat die goed jou kan tref as jy niks verkeerd gedoen het nie. Weet jy nie se ding? Hoe nader jy die Here leef, hoe minder het die vyand balbaar in jou, en dis presies wat ek en jy wil hê. Dit klink dalk nou belaglik. Maar as hierdie goed gebeur, dan beteken dit ons is daarom nog op die regte pad. Beteken dit ons maak die vyand nog naar. Want die oomblik as ons ophou om naar te maak, is ons op 'n gevaarlike plek, is dit nie. As ons die vyand nie meer naar maak nie, dan doen ons dit nie reg nie. So, hoe lyk dit vandag? Baie dieselfde. Vandag nog lyk geestelike aanvalle soos volg. Heel eerstens, en dis die ding waarmee ons verlede week 'n hele diens oor gedoen het, was jou gedagtes wêreld. Hy kom hier binne. Ek is nie goed genoeg nie. Die Here sien my nie raak nie. Ek voel niks werd. Julle kry die hele narratief. Ons het verlede week hier daar gesels. Hy val jou heel eerstens in jou gedagtes wêreld aan. En voor jy ooit in die ewe skielik begin jy voel daai stemmetjie wat vir jou sê jy's niks werd nie. Die Here stel nie belang in jou nie. Hoe kan die Here belang stel in jou
2 en 3 gedoen het. Kyk hoe lyk jou verlede, hoe verwag jy die Here moet, gaan jy ooit hemel toe? Jy staan voor die spieël en jy kyk in die spieël en jy sien niks goed nie. Daai stemmetjie kraak net af, dit wat in daardie spieël is. Dis 'n aanval op jou gedagtes wêreld. Want die oomblik as hy jou hier oorwin het hy jou oorwin. Wys vir my iemand se lewe en dan gaan ek jou sê wat gaan in sy gedagtes wêreld aan. En dit sien ons elke dag. Kyk maar iemand se lewe en ek sê vir jou wat gaan in sy gedagtes wêreld aan. Maar ek verduidelik gou vir jou dit. Hoe jy dink is hoe jou lewe lyk. As jy glo jy kan nie, of jy nou glo jy kan en of jy nou glo jy kan nie, jy's reg. Of jy nou glo jy kan en of jy nou glo jy kan nie, either way is jy reg. Want as jy glo jy kan nie, dan gaan jy dit nie kan doen nie. As jy glo jy kan, dan kan jy dit doen. As jy glo dat die Here vir jou hoopvolle toekoms het en alle goeie gawes is jou deel in sy naam, soos beloof in sy woord, dan gaan jy dit kry. Dan gaan jy 'n rooskleurige toekoms hê. Ja, daar gaan aanvalle wees. Maar wat ook al in jou kop aangaan, dit projekteer direk in jou lewe in. So dis die eerste plek. Onthou net, die vyand kan nie vorentoe sien nie. Hy kan niks doen as die Here jou wil seën nie. Hy kan nie die seën van die Here oor jou lewe steel nie, maar wat hy kan doen is hy kan jou fokus draai. Hy kan maak dat jy jou rug draai, hy kan maak dat jou hande so toe is, omdat jy glo jy verdien dit nie, dat jy dit op die eind van die dag nie vang nie. Of dit nie vang nie, maar die eind van die dag nie ontvang nie. Dit kan hy doen. Daar's 'n liedjie wat ons altyd gesing het, is, wie kan hom keer as hy besluit om my te seën? Die vyand kan nie vir God keer as hy besluit om my te seën. Hy kan nie. Maar wat hy kan doen, is hy kan so met my kop smokkel, dat my hande so toe is en dat my oë so toe is, dat ek daardie seën nie kan ontvang nie, want ek is so besig om myself negatief te dink en te glo. En so mis ons soms ons potensiaal. Want ons glo die leuns van die vyand. Dis die eerste plek. So as daai wat daar in jou kop aangaan, so lyk, bestraf dit, dis nie van die Here nie. Bestraf dit, dit is nie van die Here nie. En die tweede plek waar hy ons aanval, en hy val jou aan in jou werk. Ewe skielik, ek dink wat jy altyd geniet, dit is nou nie meer vir jou lekker nie. Jy sien alles wat negatief is en alles wat sleg is. Hy val jy dikwels aan in jou werk, waarin jy altyd goed is, voel het my ewe skielik vir jou, nou as jy ewe skielik nie meer goed genoeg nie. 'n werk wat jy altyd goed gedoen het, voel dit vir jou ewe skielik, ek doen dit nie meer goed nie, ek doen dit nie meer goed genoeg nie, ek is nie meer goed in wat ek doen nie. Terwyl die Here jou geroep het vir daar waar jy is. Die Here het jou gesit daar waar jy is vir 'n rede. Ons dink dit was evangelisasie, het te doen met jy pak jou tent en jy gaan kamp daar tussen niks en nêrens. Dit is, ja, dis een van die maniere, maar dit is nie die enigste manier nie. Evangelisasie gaan daaroor om te blom waar jy geplant is. Jou werk, daar waar jy jouself elke dag vind, daai is jou evangelisasieveld. Jou buurt waar jy bly, daai is jou evangelisasieveld. Die Here het jou daar gesit om te evangeliseer. Jy is nie daar om mooi te lyk, jy is daar om te werk. Die werk waar jy is, die Here het jou daar gesit vir 'n rede. En nou kom die vyand en hy vertel vir jou, ja nee, maar daar ben jy nou klaar, maar jy moet nie daar wees nie, wat moet werk. Kyk hoe, hy kan niks doen met God se plan nie. Maar hy kan jou kop so swaai, dat jy op die eind van die dag nie 'n potensiaal bereik nie. So hy val jou aan in jou werk, hy val jou in jou gedagtes wêreld, hy val jou aan in jou werk, hy val jou aan in jou verhoudings, ewe skielik begin daar krapperigheid daar ontstaan. En dan begin jy voel, jy is nie goed genoeg nie, en die mense is nie lief vir jou nie, en dit. Julle ken daai gevoel ook, right? Die mense wat die naaste aan jou is, gee nie om nie. Julle het dit al gehoor? Gevoel, gehoor? Hy val jou aan in jou verhoudings. Hy val jou aan in jou finansies, ewe skielik gebeur al goed in ons uitgawes en wat. En as jy negatief. En wanneer hy dit doen, dan val hy direk
aan. En hy vul jou geloof aan teenoor daai belofte van God wat sê, ek sal vir jou sorg. Die oomblik as jy jou finansies aanval, dan beïnvloed hy jou geloof in daardie belofte van God wat sê, kyk na die blom in die veld, kyk na die voëls in die lug. As ek na hulle kyk, hoeveel te meer gaan ek nie na jou kyk. En hier's 'n ding wat ek persoonlik ervaar het. Dit wat die vyand van jou steel, sal die Here vir jou teruggee, veelvoudig. Dit wat die vyand van jou steel, sal die Here vir jou teruggee, veelvoudig. Want jy is sy kind, en hy kyk na jou. En ons niks vir die vyand nou kan doen. En hy like dit niks, maar dit is so right. Dit maak nie saak nie. Hy val die finansies aan, en voel vir jou, of jy weet nie skielik nie meer wat ek kan doen nie, want daar's nou, ja, dit lyk nou nie lekker nie. En ek meen, ons bly in Suid-Afrika se finansies, in Suid-Afrika is 'n ding wat redelik skaars is. So nou voel jy, ek weet nie wat ek kan doen nie, en die Here sê vir jou, hey, is nie jou werk om te worry nie. Ek kyk na jou. Ek kyk na jou. So wat gebeur as jy jou finansies aanval? Ewe skielik kom daai ding hier op, ja nee, maar ons raak bekommerd. Ons raak bekommerd. Ons is bekommerd oor die dag van môre. Ons is bekommerd oor waar die volgende wat ook al vandaan gaan kom. Jy is bekommerd oor jou brandstof, waar en terug hierdie week, want daar's nou uitgawes wat daar nie moes wees nie. Jy is bekommerd oor jou volgende maaltyd dalk, of wat ook al die geval mag wees. En dit is presies wat die vyand wil hê, terwyl die Here sê, jy het te bekommer oor hierdie dinge, kan jy nie een el by jou lengte voeg nie. Want eintlik vir jou sê, as jy mos jy tyd om bekommer te wees, daar jy kan niks daarom te doen nie, maar ek kan. So vertrou op my. Dis wat die Here eintlik vir jou sê. Ander plek waar jy aanval, is in jou geestelike lewe. Partykeer gebeur dit, dat, kyk, mens is mens, right? En ons het in die week ons bietjie daar gesels. Mens is mens. Mens is nie perfek nie. Mens is vlees en bloed. Mense gaan jou teleurstel. Mense gaan jou kwaad maak. Mense gaan jou naar maak. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is. Dit gaan gebeur. En weet wat sê, hier is die interessante ding. Ek weet nie of ons dit lagwekkend kan noem, en of ons dit, maar dis 'n feit. Die kerk is die liggaam van Christus, en Christus is die fondasie van die kerk. Maar die Here gebruik mense om sy werk te doen in sy kerk. So wat ek weer wil sê is, dieselfde mense wat jy in hierdie kerk vind, is net so mens soos jy. Kyk gou langs jou, kyk gou langs jou, kyk gou voor jou, kyk gou agter jou, kyk gou agter jou, kyk agter jou. Dat sê, jy sien daai, niemand wat hier sit het vlekkies nie. Niemand wat hier so sit is perfek nie. Niemand wat hier so sit is hoogheilig nie. Ons almal sit hier, want ons het die Here ewig nodig. Nou wat gebeur nou? Daar waar jy jou krag vind, daar waar jou vuur brandend bly, daai plek waar daai koeltjie warm hou, waar die Here vir jou sê, moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie, vir 'n rede. Nou gebeur daar iets en Pietie groet jou nie in die winkel nie, nou is die hele kerk skynheilig. Maar, stop by McDonald's en neem jou bestelling op, en jy gaan maar net weer terug. Maar nou bly jy weg van die kerk af, want Pietie het jou nie gegroet in die winkel nie. Of die pastoor het jou nie gegroet nie, maar jy het nie in ag geneem die pastoor so blind soos 'n mol nie, jy het definitief nie gesien nie. Jy raak offended in die kerk. Hoekom is dit so maklik om offended, en ek weet nie wat is 'n mooi Afrikaanse woord, maar in geval, ek offended doen die ding. Dat is dit dan nie, neem aanstoot. Ons neem so maklik aanstoot in die kerk, maar staan by Pick n Pay en in die kassier maak jou kwaad, môre as jy weet, daar dalk nog vanaand as jy iets vergeet het. Die menslikheid wat jy hier vind, is dieselfde menslikheid wat jy in Pick n Pay gaan vind. Wie wat is die verskil? Ons wat hier so sit, ons sit hier.
Om onsself voor God te verootmoedig en te sê, Here, ek het U nodig, want ek is net mens. So weet jy wat? Iemand in hierdie kerk gaan jou iewers naarmaak. Dis 'n feit. Dis 'n absolute feit. Ek gaan jou dalk iewers naarmaak. Dis 'n feit. Ek is 'n mens soos jy. Jy is 'n mens soos die een langs jou. Maar weet wat, nou kom die vyand en hy plant daai saadjie weer eens, hy vul jou aan daarso om jou weg te kry uit die gemeenskap van gelowiges uit. Want hy weet wat se krag daar is. En die krag bly hier, ten spyte van ons menslikheid. Ten spyte van hoe menslik ons is, ten spyte van hoe naar ons mekaar dikwels maak, sê die woord steeds, waar 2 of meer in sy naam vergader, daar is die Here teenwoordig, en waar 2 of meer saamstem oor 'n saak, daar gee die Here 'n uitkoms. Ten spyte van ons menslikheid, bly daai beginsel standvastig. So maak nie saak of Pietie jou nie gegroet het in die winkel nie, of Sunny jou nie gegroet het nie, of die pastoor jou nie gegroet het nie, dit bly dieselfde. Die woord sê, met die onderlinge byeenkomste nie misloop nie, vir 'n rede. Dis soos 'n koeltjie wat jy uit 'n braaivleisvuur uithaal en daai een kant sit. As jy daai koeltjie uithaal, is dit 5 minute dan uitgebrand. Maar binne in daai vuur bly hy brandend, saam met die res. Dis dieselfde met ons lewens as gelowiges. Die oomblik as jy jouself afsonder en isoleer van ander gelowiges, loop jy alleen. En die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. As jy kyk in die natuur, dis daai skaap wat alleen loop, wat 'n teiken is. Hulle gaan nie sommer vir in 'n trop in nie. Dis daai enetjie wat alleen loop, hy is die teiken. Dis dieselfde met my en jou. So wat is sy meesterplan? Probeer jou isoleer, vat jou weg van die trop af. Jy weet die Here sê ons is sy skaap en hy is die goeie herder. So hy vat daai een skaapie weg en die res van die trop uit, hulle daar alleen loop. En nou as jy teiken, en jy is 'n maklike teiken. Want die res van jou trop is nie daar nie. Dit is wat so belangrik is. As daar issues is, gaan sorteer dit uit. Ons leer klein kindertjies om met mekaar te praat. Jy het my seer gemaak, ek hou nie daarvan nie. Maar ons kan nie dit as groot mense doen nie. Ons leer dit vir kindertjies, want ons kan dit nie as groot mense doen nie. Ons is mens, ons maak mekaar naar. Dit gaan altyd so wees. So die plek waar jy aanval is jou geestelike wêreld, of jou geestelike lewe. En die ander plek waar hy ons aanval, is op ons drome en ons ambisies. En vertel vir jy gaan dit nooit maak, en dit sluit my aan by jou gedachteswêreld. Ewe skielik voel dit vir jy kry niks meer reg nie. Ewe skielik voel dit vir jou alles in mekaar tuimel. Ewe skielik sien jy nie meer nut in enigiets nie. Terwyl God weet wat hy vir jou beplan het. Die Here weet wat hy, die Here sê ek weet wat hy vir jou beplan het. 'n hoopvolle toekoms. Die Here sê ek weet wat hy vir jou beplan het. Dis God se plan vir jou. Maar dan kom hy en hy val jou aan. En ewe skielik begin jy twyfel in daardie plan. Ewe skielik begin jy twyfel in daardie plan. Terwyl God se belofte staan. So wat maak ons wanneer ons deur geestelike aanvalle gaan? Hierdie goed kan jy op 'n plek kry, veral, en wie wat sê, hier is die kruks van die saak. Hierdie goed gebeur alles gelyk. Dit gebeur alles gelyk, doen dit nie. Dit gebeur nie een nou, en dan gaan daar ten minste rukkie by om my gap te kry, om asem te skep, en dan, nee, dit gebeur alles so op mekaar, so alles gebeur gelyk. Alles gebeur gelyk. En die ander plek waar jy aanval is jou gesondheid. Hy val jou aan op jou gesondheid. En dit sal nou gebeur, gou, wanneer die res gebeur, sal dit ook gebeur. So dit gaan nou nie lekker in alle opsigte nie, nou raak jy nog siek op, of iets is nou nie lekker nie. En dan raak jy nou eers negatief. Dan sê jy nou eers negatief. En dan voel jy nie lekker nie, en dit gaan nie lekker nie, en niks is lekker nie, en ek is kwaad vir die kerk en ek sal leef.
Dit gebeur so. En wanneer hierdie goed so die een na die ander gebeur, dan kom ons op 'n punt waar ons in sak en as gaan sit. En dan sit ons bejammer onsself. Dan sit ons in sak en as, en ons voel depressief. En ons voel angstig. En ons verloor hoop. En ons verloor moed. En ons menswaardigheid is kompleet by die agterdeur uit. Ons geloof. Ons verloor ons geloof. Hoekom is dit altyd die eerste ding wat ons verloor? Ons geloof. Dis nie lekker om hierdie goed te gaan nie. So, die eerste wat ons vanoggend moet doen is die volgende. Kom ons identifiseer. Is jy dan vanoggend op 'n plek waar jy deur 'n geestelike aanval in jou lewe gaan? As hierdie goed vanoggend in jou lewe gebeur, as jy ten minste 2 of 3 van hierdie goed vanoggend ervaar, baie geluk, jy is besig om deur 'n geestelike aanval te gaan. So hoe maak mens? So nou wat nou? Wat doen ons nou? So great, nou is dit so. Ek het nou so pas besef, dit is die geval. So wat maak ons? Heel eerstens, jy bly naby aan God. Bly naby aan God. Hou vas aan God. Ten spyte van hoe jy voel. Ten spyte van hoe negatief jy is. Ten spyte van wat mense sê. Ten spyte van bly naby aan God. Wanneer hierdie goed gebeur en jy is op baie donker gat, waar jy depressief en angstig en paniek bevang voel en alles voel donker en niks is lekker nie. En jy sit en bejammer jouself, is die laaste ding waarvoor jy is die laaste ding wat jy op daai stadium voel jy kan doen, is om stilte tyd te hou. Ja, agtergekom, as jy op so 'n plek is, dan voel ek jy sit daar en jy weet nie regtig wat om te bid nie. Jy weet nie regtig wat om te sê nie, jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie wat om die Here te vra nie. Jy sit daar en jou woorde raak weg. Jou geloof raak weg, jou woorde raak weg, alles raak net weg. En jy vind jouself, jy sit voor God en ek weet nie, ek het nie woorde nie, Here, ek het nie woorde nie. Jy sit daar voor God en jou woorde raak weg. So wat gebeur nou? Nou vir my, ek stilte tyd, want ek weet nie wat om te bid nie, ek weet nie wat om te vra nie, ek weet nie wat om te sê nie. Ek sit voor God met 'n mond vol tande. So nou vir my het my stilte tyd, want dit voel vir my, ek weet in 'n geval nie wat om te sê nie, en hier is die ding. Bly naby aan God. Al sit jy net voor God en sê, Here hoor my hart. Ek het nie woorde nie, maar Here hoor my hart. Maar weet jy, wonderlike ding vir die God wat ek en jy dien. Hy hoor die woorde wat ons bid, en hy hoor die hoorbare gebede, maar die amazing ding van God is dit, hy hoor ook die onhoorbare gebede van ons hart. Hy hoor ook die stil gebede van jou hart. Hy hoor die gebede wat jy nooit bid nie. So wanneer jy voel, jy het nie woorde nie, sit voor God en sê, Here, al sit jy nie daar en sê, Here hoor net my hart. Ek het nie woorde nie, maar Here hoor my hart. Maar wat ook al jy doen, moenie jou stilte tyd vermy, omdat jy op daai plek is en jy voel jy kan nie. Moenie jou stilte tyd vermy nie, daai is die tyd wat jy die naaste aan God wil wees. Dis die eerste plek. Nader tot God. Die woord sê nader tot God en hy gaan nader tot jou. Bly naby aan God, bly by sy voete, bly op sy skoot, bly tasbaar naby aan jou verlosser, bly tasbaar naby aan God. Bly tasbaar naby aan jou wonderbare raadsman, magtige God en vredevors. Bly tasbaar naby. Jy hoef nie woorde te sê te hê nie. Die woord sê ons krag lê in. Waar lê ons krag? Ons krag lê in stil wees. Jou krag lê in stil wees. Dink jy praat ons te veel en luister te min. Al sit jy doodstil vir God en sê, Here hoor my hart. Ten minste is jy daar en jy is bewus van sy teenwoordigheid.
So nader tot God, bly nader naby by God. Nommer 2, neem jou gesag terug. Neem jou gesag terug. Staan op die woord van God. Vat jou gesag terug. Nie sê ek moet gou vinnig vir julle volgende wil vra. Wanneer laas het jy jou huis uitgesalf? Wanneer laas het jy jou huis uitgesalf? Hoekom? Beteken dit ons goggas in huis? Nee, dis nie wat ek sê. Dis nie wat ek sê. Dis nie wat ek sê. Maar pastoor, ek het nie salwingsolie nie. Nee, gebruik enige olie. Dis nie die olie waarin die wonderwerk nie. Die olie is slegs simboliek. So wat maak ek? Stap deur jou huis. Wat olyfolie is in jou kas? As jy olyfolie nie pak kookolie, maak nie saak. Ek gaan nie oor die olie. Ek gaan oor die beginsel. Ek gaan oor die simboliek daarachter. Ek gaan oor die gesag wat jy terugneem. Jy vat jou olie en jy stap in jou huis. En by elke vertrek, eis jy daai vertrek terug vir God. Jy stap in jou huis en sê, Here, ek proklameer U as die koning van hierdie huis. Ek proklameer dat hierdie huis aan U behoort. Ek proklameer dat die wat hier inkom, U teenwoordigheid sal ervaar. Ek proklameer dat U die fondasie van hierdie huis is. Ek neem hierdie grondgebied terug in U naam. Dis wat jy doen. En daarin weerstaan nie die vyand. Wanneer laas jy dit gedoen? En hier is die ding wat ek ervaar het. Wanneer ek agtergekom, dinge hier begin 'n bietjie deur mekaar hardloop. Rarig, wanneer ek agterkom, dinge hardloop hier bietjie deur mekaar, en dit kan lelik deur mekaar hier hardloop. Hier's baie plekke waar dinge kan deur mekaar hardloop. Daar's 'n pastorie, daar's 'n gastehuis en hier's 'n kerk. So jy kan dinge baie deur mekaar hardloop. Jy kan dinge baie skeef op hardloop. En hier's baie plekke om aan te val. Wat ek ervaar het, wanneer ek ervaar, die duiwel is besig. En wie wanneer ek ervaar, is hy die besigste, wanneer die Here besig is om te werk. In ons gemeente, in ons mense se lewens, dan weet ek, hier kom 'n ding. Wanneer dinge begin mooi loop in die gemeente, wanneer ons 'n doopdiens het wat op pad is, wanneer daar 'n mooi geestelike tydperk is in die gemeente, wanneer, dan weet ek, kry die olie reg, hier kom 'n ding. En wat ek ervaar het, is in daardie tyd, wat ek doen, dan stap ek en ek eis hierdie perseel, met alles hierop, en elkeen wat voet hierso sit, terug vir Christus. Dit behoort in elk geval aan die Here. Maar ek proklameer dit. En ek proklameer Christus as die fondasie van hierdie perseel en van elke gemeentelid se lewe. Dit doen ek gereeld. So wat is die belangrikheid daarachter? Dit gaan daaroor dat ons staan op die gesag wat Christus vir my en vir jou gegee. Die woord sê, weerstaan die vyand en hy gaan van jou af wegvlug. En dis wat ons doen daardeur. Daardeur sê ons, luister ou, ek is nie sommer maar net nie. Ek, soos jy my sien, ek het gesag. Want ek is 'n kind van God. Ek is 'n koningskind. My pa is die koning van die heelal, jy weet. Ek is 'n kind van God. Ek is 'n erfgenaam van God. Ek is 'n mede-erfgenaam van Jesus Christus en ek staan op my gesag. Jy het geen van plek hier nie. Dit is die relevantie daarachter. Dit is hoekom dit belangrik is om in gesag te staan en te sê, hierdie behoort nie aan jou nie. Kom ek herinner jou 'n bietjie. Kom ek herinner jou met wie jy besig. Daar's vir my is daar 'n plek in die huis van my Vader. Jou toekoms lyk donker. So in die tweede plek, ons neem gesag terug. In die derde plek, ons spandeer tyd in die woord van God. Hoekom? Want daarin leer ons van God se beloftes vir my en jou lewe. En ons kan nie God se beloftes proklameer in 'n
tyd van aanval as ons nie weet wat sy beloftes is nie. Ons kan nie sy woord gebruik as 'n tweesnydende swaard as ons nie weet wat sy woord sê nie. Sy woord koop ons, dit bemagtig ons, dit gee vir ons daai wapen in ons arsenaal. Die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Jy het die woord van God nodig om terug te slaan. Dis jou magtigste wapen teen 'n aanval van die vyand, is die woord van God, want daarin leer jy van God se beloftes. Daarin sê die Here vir jou wie jy is, wie hy is en wie die vyand is. En dis wat jy nodig het om te weet. Spandeer tyd in die woord van God. Daarin kry jy jou wapen. Jy kan nie oorlog toe gaan met geen wapen nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons het die woord van God nodig. Maak nie so hoe oulik en hoe sterk jy is nie. Jy het die woord van God nodig. So die derde plek, spandeer tyd met God se woord, en die vierde plek. Luister mooi. Moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. En hierdie is nie kom ons maak die kerk vol preek nie, glad nie, inteendeel. Moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie. Kom in die huis van die Here, kom in die byeenkoms, kom by die byeenkoms van die medegelowiges, want die woord sê, dra mekaar se laste. Wanneer jy swak is, laat ons jou dra. Wanneer jy nie op 'n lekker plek is nie, wanneer jy deur 'n geestelike aanval gaan, kom ons stel jou op, kom ons lig jou hande op, dit is waarvoor ons hier is. Ons is nie hier vir tydverdryf nie. Ons is nie hier om onsself te entertain of om mekaar te entertain nie. Ons is hier om mekaar se krag te wees wanneer die ander een swak is. Ons is hier om vir mekaar in te tree in gebed. Wanneer jou woorde minder op, wanneer jy nie weet hoe om te bid en wat om te bid en wanneer jy nie krag het om te bid nie, is ons hier om saam met jou te bid. Moenie die onderlinge byeenkomste misloop nie, want daarin lê krag. Wanneer jy swak is, laat ons jou hande omhoog hou. Moenie wegbly nie. Wanneer dinge nie lekker gaan nie, moenie wegbly nie. Wanneer jy nou in diep donker gat is en jy voel jy het nie krag om op te staan, die genade, jy het nie krag om in die storm te klim nie. Jy het nie krag om jou hare te blaas nie, dis fyn, kom kyk net met mekaar hare as jy moet, maar kom net asseblief tog. Want die eerste ding wat gebeur is, ek het nie krag om op te staan nie, ek sien nie kans om kerk toe te gaan, ek sien nie kans vir mense nie. Maar ek kan jou beloof, as jy gekom het en jy stap uit daai hek uit, en jy voel daar iets gebeur. En dis die ding. Moenie laat die vyand jou weghou van die onderlinge byeenkomste wanneer dinge nie lekker is nie. Dis juis wanneer dinge nie lekker is nie, wat jy hier moet wees. En as jy nie hier kan wees nie, want jy regtig siek is, omdat jy plat siek is, telefoon op. Ek is siek, ek kan nie daar uitkom nie. Nou kom ons by jou uit. Maar laat daar companionship is. Laat daar fellowship is. Laat daar 'n by mekaar koms van gelowiges is, of dit nou by jou huis is of dit nou hier is, maar kom. Moenie die onderlinge byeenkomste misloop. Hierdie 3 of hierdie 4 goed is die wapens wat jy in jou arsenaal het wanneer jy deur 'n tydperk gaan van 'n geestelike aanval. En hierdie is hoe jy die vyand weerstaan. Dit is hoe jy oorwin. Ek het net nou gesê dat wanneer dinge in jou lewe besig is om te gebeur, wanneer die Here besig is om 'n mooi ding in jou lewe te doen, dan kan jy verwag dat so iets gaan kom. Verwag dit maar. Heads up. Wanneer die Here vir jou 'n belofte gegee het, 'n roeping gegee het, heads up. Daar's een op pad. Weet dit maar. Maak gereed. En mense, dis nie dat ek dit spreek nie, maar dis hoe dit is. Wanneer die Here iets besig is om te doen, wanneer daar vir jou iets moois op pad is, wanneer die Here besig is om iets te doen, jy weet dalk nog nie eers daar is iets op pad nie. Kan jy maar weet. Hier gaan dit inkom. Wanneer die vyand jou aanval,
weet, daar is iets besig om te gebeur. Daar is 'n mooi ding wat besig is om te gebeur. Die Here is besig om vir jou iets in plek te sit. Voor 'n reënboog gaan jy 'n storm vind. En is my so in die kop wat hierdie onderwerp aanbetref. Voor 'n reënboog in jou lewe gaan daar 'n storm wees. Druk deur daardie storm om by jou reënboog aan die ander kant uit te kom. Druk deur daardie geestelike aanval. Want aan die ander kant daarvan het die Here vir jou iets moois. En dis 'n ding wat ons ervaar het hierso. Ek is persoonlik vir my en ek wil getuienis sommer daardeur lewer. Ek is nie 'n ou wat sukkel met gesondheid. Hier en daar 'n loopneus, sinus, dis hoe dit is. Ek het nie daai. So, ek het was die eerste jaar wat ek hier was, en die eerste of tweede jaar, hoe dit ook al sê, begin ek 'n reeks, die geesteswêreld. Ek het beplan om daardie reeks te begin. Die Woensdag aand moes ons begin het met die reeks. Die Dinsdag trek 'n ding my plat en ek is siek. Ek is doodsiek, ek kan nie regop staan nie. Ek is nie wat seker op nie, ek weet nie wat gaan aan nie. Dan kyk jy nou daarna, sê ek nou hoorie, maar dis 'n kroniese ding. Ek sê nonsens man, daar's nie, sê my maar dit moes nou lankal daar gewees het, ek meen dit is seker, ek sê ek ken nie die ding nie, maar ek trek vir my plat, en ek is siek. Ek kan nie regop staan nie, ek is siek. Dis die Dinsdag, die Woensdag begin die reeks. En so begin die Dinsdag, môre voel ek beter. Kronies nonsens, ek weet nie van die ding. Daar's nie so geskiedenis, daar's geen reden. Ja, praat jy maar. Mense is hardkoppig, right? Ek is bitter hardkoppig. Die Woensdag is dit erger. Soos in die oggend, weet daai wat die eerlik bid, jy's bang om dood te gaan, die volgende bid jy om eerder dood te gaan? Ja, daai. Die Woensdag is dit erger. En ek wil dood gaan. En ek dink dis Barend wat kom by my en sê vir my, vind jy dit nie bietjie ironies? Want hy's net so geskok, ek het nie, daar is nie 'n ding wat ek veronderstel is enigsins, om, nog nooit in my lewe nie. Ek weet wat ek wil, dit pla my nie, nog nooit nie. Nou, ewe skielik is daar hierdie ding, en volgens die, is dit nou 'n kroniese ding, en dit moes nou aankom, en dit is nie nonsens, ek glo nie. Barend sê vir my, dink jy nie, dis bietjie ironies. Interessant dat die ding moet tref, voor ons hierdie reeks afskop. Ek sê, interessant dat jy dit doen. En, so, wat ek gedoen het, is ek wil toe nou medikasie en goed voorgeskryf, en ek het die goed nie eers gevat nie, ek het Woensdag die eerste keer, want ek glo nie in die snert nie. Al nie dat ek nie glo in, maar vir my op daai stadium ek was hardkoppig, right? Mens kry ons maar dit. En ek vra tevore, hoe lank gaan die ding nou vat om op te klaar? Nee, 5-6 dae, maar ek het nie 5-6 dae nie. Dit moet nou, dinge moet aan die gaan kom. Aanvanklik oorweeg ek om daai Woensdag aan te kanselleer. Daarin sê ek my, dink jy nie, is bietjie ironies nie. Ek sê, nee, sal nie kanselleer nie. Sal nie kanselleer nie. Ek het medikasie wat ek sê, Here, ek bestraf hierdie ding. Ek bestraf dit. Ek weet, hierdie is nie, daar is nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier nie. Nie 'n manier nie. Ek weet dit. Ek sou geweet het as so dit moes, as ons so iets was. Ek weet nie daarvan. Bestraf dit, drink die pilletjie. Jy weet, ewen nou met die medikasie moes dit nou 5-6 dae gevat het om op te klaar. En ek bestraf dit. Daar ontvoorbeeld is dit asof niks gebeur. Dit was vir my die grootste eye-opener gewees. En dit is vir my moeilik om te verklaar. Tot en met vandag
'n kroniese ding. Nooit weer nie, dis al 4 jaar. Dis al 4 jaar. Nooit weer opwagting gemaak. Tot en met vandag, daar sit my man. Daar sit my gesê, okay man, nou moet jy wegbly van dit en dit en dit en dit, en jy kan nie meer dit en dit en dit en dit, weet jy, ek sê, asseblief toch. Ek weet wat ek wil. Ek het nie my dieet aangepas nie. Glad nie. Ek eet nog steeds wat ek eet. Niks aangepas nie. Ek het die restaurant pakkie medikasie het en nou weggegooi, die goed het verval. 1, that's it. Dan vra ek vandag vir jou. Toevallig? Nee. Aanval jy van die vyand? Verseker. En dit is hoe dit in my en jou lewe gaan. Neem my grondgebied terug. Neem daai grondgebied terug. Identifiseer dit, neem die grondgebied terug en bestraf die vyand en hy sal van jou wegvlieg. Moenie die goed vat nie. Jy hoef dit nie te sluk nie. Jy hoef dit nie te vat nie. Jy hoef dit nie te aanvaar nie. Jy's meer as 'n oorwinnaar. Jy's 'n kind van God. Jou pa is die koning van die heelal. Jy hoef nie, hoor vir my, jy hoef dit nie te aanvaar nie. Moenie dit aanvaar nie. Weerstaan dit. Weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. Hoe lyk jou lewe vanoggend? Is daar van hierdie goed vanoggend teenwoordig in jou lewe? Gaan jy deesdae deur 'n tydperk waar dit vir jou voel, it's the one thing or the other. Dis die een ding op die ander. Dis dat ek weet nie wat gaan aan nie, dis nou die een ding op die ander, die een ding breek, daai ding breek, die kant dit, daai kant dit. Bestraf het. Neem die grondgebied terug. Salf jou huis uit. Genade, salf jou kar. Salf jou gesin. Neem daai grondgebied terug. Neem dit terug. Weerstaan hom. Hy sal van jou wegvlug. Moenie dit vat. Wees 'n kind van God. Slaan terug. Maar slaan terug met die woord van God. Amen. Ons sit net soos met ons jonge. Dank Here dat ons vanoggend in U huis van mekaar kan kom. Here, vanoggend wil ons bid en ons wil vra Here dat U ons oë sal oopmaak om die aanvalle van die vyand te identifiseer in ons lewens heel eerstens. Want tweedens Here dat ons dit sal weerstaan en sal teenstaan. Here, dat ons hierdie aanvalle sal weerstaan, dat ons dit in die eerste plek sal erken wanneer dit gebeur. Here, laat ons dit teenstaan met U woord en U wil en U beloftes. Here, laat ons op U naam staan en onder U bloed staan wanneer sulke tye in ons lewens kom. Here, ons is nie gevrywaar daarvan, Here, maar dankie dat ons kan weet dat wanneer hierdie goed in ons lewens gebeur, Here, is ons met die vyand nie tevrede is nie en dis perfek. Ons wil hom nie tevrede maak nie. Maar Here, laat ons lewens welbehaaglik voor die aangesig sal lyk. Here, soos die van Job. Here, sodat U na ons sal kyk, soos wat U na Job kyk en sê, het jy gelet op my dienaar? Hy of sy is vroom en opreg en Godvreesend. Here, wat 'n groot eer en voorreg is dit om daardie woorde by U te mag hoor. Here, laat ons lewens na aan U hou. En Here, wanneer die aanvalle kom, laat ons sterk staan en op U woord staan. Here, laat ons nie onderlinge byeenkomste misloop nie, Here, maar bovenal laat ons mekaar se laste dra. Here, soos U gesê het ons moet. Here, dankie dat ons in 'n gemeente kan wees waar ons hierdie goed kan bespreek, waar ons kan leer hiervan, kan leer hoe om teen te staan. Here, gee ons die insig, wysheid en krag en kennis wat ons nodig het om staande te bly deur hierdie tye. Here, want die vyand is reeds oorwin. Here, laat ons staan daarop. Here, vanoggend is ons gebed, Here, dat U met elke hand sal wees wat vanoggend in daardie skatkis gesteek word, Here, ooreenkomstig U woord en U wil. Here, boonop van ons ook vanoggend vra, Here, dat U sal wees met die wat werk met die finansies. Gee hulle insig, wysheid en kennis om daardie fondse aan te wend tot uitbreiding van die koninkryk. Here, wees met ons deur die res van die week wat voor lê, lei boot en bewaar en beskerm ons daar waar ons voete sit. Maar Here, wanneer die aanvalle kom deur die loop van hierdie week, Here, laat ons sterk staan, dat ons terugslaan met die tweesnydende swaard wat U woord is. Dat ons op U naam staan, dat ons U naam sal pleit. Here, dat ons U naam sal spreek, soos hy sê, I speak Jesus.
Ja, dat ons dit nie aanvaar nie, ons het nie nodig om dit te vat nie. En die rol sal ook nie. Here, dis volgens ons gebed in U naam en U naam alleen. En ons dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan terwyl ons die laaste liedjie sing. Dan gaan ons kans gee vir die tiendes en die offerandes. Okay, so ons het nie hierdie week verjaarsdag gehad nie. Ons het volgende week verjaarsdag waarvan ek weet, reg? Volgende week is verjaarsdag waarvan ek weet. Okay, dinsdag aand CAD 6:00, woensdag aand bidduur 6:00. Ek dink dis dit. Ja, dis dit. Goed, so 'n fantastiese week, alles wat goed is, alles wat mooi is. Saterdag musiekoefening. Ja, die musiekspan weer. Saterdag musiekoefening, musiekspan. Staan met my rug na julle toe, maar julle weet dit. Goed, so alles wat goed is, alles wat mooi is, mag jy 'n geseënde week hê, mag jy hierdie week bewus wees van jou gesag, mag jy hierdie week staan op jou gesag, en mag jy die seën van die Here ervaar in alles wat jy hierdie week doen. Ek kry jou agter by die deur. He's more than enough. He's more than enough. He's our shelter, the God of plenty, the all-sufficient one. Almighty Jesus is more than enough. He's more than enough. He's more than enough. He's your shadow, the God of plenty, the all-sufficient one. God Almighty, Jesus is more than enough. Is more than enough. Is more than enough. Is your shadow, the God of plenty, the all-sufficient one. God Almighty, Jesus is more than enough. Here, ek praat geen in die week wat voor lê. Lei ons in die week en bewaar ons in die week wat voor lê. Dank vir die boodskap wat ons vanoggend met die pastoor gekry het. En dit seën almal vir die week wat voor lê. As ons op dan ons almal weer volgende week saam en veilig weer by mekaar. Amen. Wanneer begin jy te sing saam? Jy kan nie skaam wees nie. Jy sing by die huis. Nee. Aan die sport. Hier. Maar jy wil hierdie saam doen. Hy werk in die tuin. Maar dan moet ek jou sweet kan lockdown.